Ons lekker om sy naam groot te maak, om die eer te gee. Jy kan die woord ook maak môre by 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4, ons gaan daar lees vanaf vers 16 tot 18. 2 Korintiërs 4, die tema moenie moed verloor nie, Jesus is in beheer. 2 Korintiërs 4, die opskrif doel en vrug van die lyding, die onsigbare dinge gestel teenoor die sigbare. Daarom gee ons nie moed op nie. Let op wat sê Paulus hierso. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens, dis die geesmens, dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dis ons probleem vandag, kind van die Here, dat ons baie keer op die sigbare dinge van die wêreld ons oë gerig is daarop en plaas op die onsigbare. Paulus, soos hy die liggaam bestaan, is onderhewig aan vervolging, en soos ek ook onderhewig aan vervolging. As ons kyk wat tans in die wêreld aangaan, wat besig om te gebeur, dan wil ek vanmôre vir sê, kind van God, die koms van die Here is oor die deur. Ons begin moed, ons begin vas staan, want God is in beheer van alles wat gaan gebeur. Dit maak nie saak wat tans in die wêreld in die gang is nie. Ons weet dat ons konings gaan kom, ons koning gaan kom, sy kinders kom haal. Vir Christus loop die weg van verdrukking uit op die verheerliking. En dit gaan dieselfde vir ons wees. Dan gaan 'n tydperk kom en ons in 'n verdrukking gaan ingaan, maar kind van God, dan gaan ons eers moet hou, dan gaan ons eers moet vas staan in Christus Jesus in. Een van die belangrikste punte is om in eenheid met God te staan. Het is jammer dat daar so baie kerke nie is in eenheid met God staan nie. Gaan kyk maar net hoe lyk van ons mega kerke in ons land vandag. Dit is hartseer om te sien wat word van ons kerke. Die een oomblik, as jy lewe God behaag, kind van God, begin alles in plek val vir jou. Jy moet doen wat God behaag, jy moet in sy wil beweeg. Onthou net een ding vanmôre, Christus Jesus wil in beheer wees van jou lewe. Mag nie saak wat die omstandighede is nie. Gee alles oor aan hom. Hoor net wat sê die Here vir Josua, daar in Josua 1 vers 7. Hy sê, wees net baie sterk en vol moed om nou gesê, met ander woorde, pligsgetrou, noukeurig te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Oral waar ons beweeg, weet ons dat ons beweeg onder leiding van die Heilige Gees. Ek wil nie een tree sonder die Here gee nie. Ek wil nie en ek kan nie sonder hom lewe nie. Hoor mooi vanoggend, as jy gehoorsaam is aan God se woord en aan God self, sal dit met jou goed gaan. Ek weet baie van die self môre al sê, ja, ek is gehoorsaam, maar dit gaan nie so goed waar dit moet gaan nie. Weet jy wat? Dit gaan nog steeds goed. Ons nog 'n dag voor ons kop, ons het klere om aan te trek, ons het kos gehad môre om te eet. Daar is soveel vanmôre wat dit nie het nie. Ek is 'n kinderliefhebber. My 3 meiskinders kan op 'n een hand elke keer pak slaag, maar 17 jaar die kinderbediening in gewees. Weet jy wat hartseer is? Ek sien op Facebook, wys 'n klein seentjie, en die opskrif daar is, hy eet net bietjie grond om sy maagie vol te kry. Hulle vra vir 'n klein
Sê jy omtrent 5 jaar oud in Kreersdorp en wanneer laas het jy geëet? Hy sê, oom, as ons 1 keer 'n dag eet, is ons ryk. Baie keer kla ons so onnodig. Luister wat sê die woord in Josua 1 vers 9. Die Here self in die woord hier, so hy sê, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie. Die probleem is vrees en bewering het die mens begin oorval. Dit oorweldig die mens vandag. Hy sê, want die Here, jou God, is met jou oral waar jy heen gaan. Ons dien 'n God van liefde, Immanuel, God met ons. Josua kon op God reken. So kan ek en jy vanmôre op God reken, kind van die Here. Ons moet moed hou, want hy is 'n beheer van alles. Moenie moed verloor nie. Moenie jou fokus begin verander nie. Ons verander so baie keer ons fokus. Ek weet nou ek besig met die woord, toe sien ek iets interessant so in my gees en ek sien 'n TV en ek sien die draad daar van die skotel afgelê is, maar hy is nie geconnect nie. As hy nie geconnect is nie, verskoon die Engels, as hy nie geconnect is nie, dan gaan hy nie wys nie. Hy gaan niks opvang nie. Maar die oomblik as hy geconnect is, hy is reg ingestel, gaan hy reg opvang. Hy gaan 'n mooi beeld vir jou gee. En dis hoe ek en jy moet wees daar buite. Ons moet 'n mooi beeld van die Here uitdra, want ons connect met die Heilige Gees, al respek gesê. Daarom hoef ons moet te verloor vandag nie. 1 Korintiërs 16:13 sê, waak staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Ek kan daarby sê, wees vroulik. Want baie keer, manne, en julle kan maar sê net julle wil vanmôre, as ons vrou sterker is ons. En dis die waarheid. Daar was tye gewees wat ek moed opgee, daar was tye gewees wat ek moedeloos begin raak het, dan is my vrou nie een wat die geloof gehad het. Dan sy nie een wat vasgestaan het. Dan sy nie een wat sterk gestaan het. Dis die waarheid. Dan verkrimpel ons manne so bietjie. Staan die vrou daar met boldness. Met die oog op die meeste bedreigings met die gelowige, moet die gelowige wakker word. Ons mag nie moet verloor die kind van die Here. Ons moet vas staan, ons moet sterk staan. Hoor net, wat doen Maria? Lukas 10:41 en 42, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en onrus oor baie dinge. Ek sien, Martha is besig, soos ek het nou my geesmoe gesien, sy is ook besig om kos te maak net. Lekker aardappels en pampoen en lekker vleis te bak en sovoorts en sovoorts. En sy doen dit alleen. En wat doen Maria? Sy sit by die voete van die Here. Sy het die beste plek uitgekies. En dan kom sê die Here vir haar, een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem kan word nie. Ja, arme Martha, sy hart op rond, sy begin moed verloor. Maria is rustig. Hoekom? Want sy sit by die voete van Jesus. Daar hoef jy moet te verloor die kind van die Here. Aan Jesus voete. Daar sal hy vir jou voorsien. Self Dawid kom op punt wat hy uitroep. Daar in Psalm 121 vers 1 en 3. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En ek dink baie van ons in dieselfde al baie keer uitgeroep, Here, waar sal my hulp vandaan kom, Here? Hoekom het hierdie ding met my gebeur, Here? Jy sien daar's te veel hoekoms, te veel vrae in ons lewens in plaas met stil te word, Maria, aan Jesus voete. En alles vir hom te gee en sien wat hy daarmee kan doen. Want hy weet wat die beste is. Hy weet wat die beste is môre vir jou. Ek wil vir een ding sê, kind van die Here, hierdie is nie 'n vraag van vertwyfeling nie, maar is 'n vraag om die antwoord in te lei van vers 2. My hulp is van die Here wat jou en aarde gemaak het. Hy kom verklaar, hy kom bely dit. My hulp is nie van die mens nie, my hulp is nie van Standard Bank nie, my hulp is van die Here. Die Skepper wat op sy troon sit, die almagtige God. Skepper van hemel en aarde. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, ook my en jou God vanmôre.
Ons as mens verander. Ons as mens wil baie keer met gebalde vuis na God toe staan. Maar ons nie ons sin, ons wil kan kry nie. Ek het eendag gesê dat jy kan nie 'n perske ryp druk nie. God het sy tyd. En sy tyd is die beste tyd. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Ek weet waarvan ek praat. Daar was tye in my lewe waar ek maar moeilik gegaan het. En ek uitgeroep het, Here, hoe nou, waar nou, wat nou? God knows the best. Hy weet. Vers 3 sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Hy sal jou lei op al die moeitevolle weke van die Here. Hy sal jou lei. Gee alles vir hom. Hy sal jou voet nooit laat wankel nie. Dit is noodsaaklik dat ons sal vas staan. Want as die voet wankel, met ander woorde struikel op hierdie weë, dan sal ons nooit ons einddoel bereik nie. En ek wil vir julle 'n gedeelte lees. In die woord van die Here in Psalm 37. En hierdie gedeelte het die Here jare terug my gegee, toe ek ook so gevoel het, soos Asaf gevoel het. Ook gekyk het waarna Asaf gekyk het. Ware God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestryk. Let op die woord amper gestryk. Hulle het nie, maar het was amper gewees. My voetstappe het byna uitgegryp. Met ander woorde, ek het amper my geloof in God verloor. Want ek was afgunstig op die onsinnige, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Kan jy sien waar is sy fokus? Hy fokus op die wêreld daar buite. Hy fokus nie op die Here nie, hy begin moed verloor. Want daar is geen kwelling by hulle nie. Gesond en vet is hulle liggaam. Soveel besluit en krisisse. Te veel verantwoordelikheid en stres. Stres was deel van ons lewe vandag. Ons leef in 'n gejaagde lewe in. Maar selfs in die storm wil die Here vanmôre vir jou sê, kind van God, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Jy sien, terwyl die Here die disippels dwing en sê hulle moet oorvaar na die ander kant toe, het hy 'n doel gehad daarmee. Die doel was om hul geloof te toets. Die doel was om te kyk, gaan hulle moed hou in hierdie storm in. Terwyl hy rustig gaan bid het hy geweet wat aangaan daar. En toe op die water aanstap kom nou, wat gebeur? Hulle is so gefokus op die storm dat hulle nie eens Jesus voor hulle raak sien nie. Eers toe hy praat, kom besef hulle, maar dis die Here. En wat doen Petrus? Here is eers beveel om op die water te loop. Kom Petrus, kom. Zoep, af by water. En daar begin Petrus stap na die Here toe. Sy fokus is Jesus. En dan skielik wat gebeur? Hierdie kant van die oorvang in die storm. En dan sink hy. Maar die Here hom daar gelos? Nee. Die oomblik toe uitroep is die Here, hier is ek, Petrus. Hier is ek. Ons moet hou, te midde van storms, kind van die Here. Ook in siekte kom sê hy vir jou, vertrou op my. Markus 10:49. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moet word. En hy roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Wat doen die blinde man? Hy gooi sy boordkleed af. En die Here vir hom vra, wat moet ek vir jou doen? Hy sê, Rabboni, dat ek kan sien. Wat sê hy? Gaan, jou geloof het jou gered. Gaan, jou geloof het jou gered. Ons moet moed hou. Die Here wil môre vir jou kom sê, ek is jou helper. Ek is daar vir jou. Te midde van jou omstandighede, hou moed. Hebreërs 13:6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Hy is ons raadsman, hy is ons leidsman. Hy is die een wat wil beheer wees van ons lewe. Wanneer ek en jy swak is ons eintlik sterk in die Here in. Hy is ons krag elke dag.
Jesaja 40:29 sê, hy gee die vermoeide krag en menigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Ek sê op daai punt daar kom met jy voel, Here, ek kan nie meer nie. Daar is geen krag meer in my liggaam nie. Ek wil nie meer nie, Here. Maar dan voel jy maar, iets begin gebeur. Iets begin skielik hier begin gebeur, dan weet jy, dis Jesus. Dis sy krag wat gedeponeer word in jou. Deuteronomium 1:29-31 kom sê die Here, tweede ek aan julle gesê, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Toe die land gaan verken, wat gebeur? Hulle sien die pragtige vrugte, hulle sien alles raak, dis 'n mooi land. Waar is die fokus? Op die reëse. Ons dan springkane. Nee, jy is nie 'n springkane, jy is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Jy is tot alles in staat in Christus Jesus in. As ek weer eendag geleentheid kry as ek praat oor hierdie skrif. Dan moet ek 'n groot pop ook hê. Want ek gebruik 'n pop as 'n voorbeeld in hierdie woorde. Baie keer so gefokus op verkeerde dinge terwyl die Here vir ons sê, hou moed kind van die Here, ek is in beheer van alles. Here gee julle God wat voor julle uittrek. Hy sal vir julle stry net so hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. Toe hy in Egipte was, het hy vir hulle gestry. Hy het vir hulle gewys wie God is. In die woestyn het hy vir hulle gewys wie God is. Hy het vir hulle voorsien elke dag. Te midde van 'n murmurering. Hulle begin moed verloor, en dan nie vleis nie, hulle nie water nie. Het God wil kom wys wie hy is. Ons nie dieselfde God kan verneer. Ons nie dieselfde God. Wanneer jy gaan sit en stil raak, begin fokus op God. En alles oorgee aan hom, sy rustigheid, sy vrede, jy sal sy kalmte ervaar kind van die Here. Een ding moet ons besef. Dit is dat God lief is vir ons en vir ons omgee. Hy gee om vir sy kinders. Onthou net wanneer jy moedeloos word, begin jy twyfel en twyfel skakel geloof net. Ons mag nie twyfel aan God nie. Ons mag nooit twyfel aan God nie. 2 Timoteus 5:18 sê, wees in alles dankbaar. Want is die wil van God in Christus Jesus. Te midde van omstandighede. Persoon wat dankbaar is, iemand wat gefokus op die Here. Sy fokus op Jesus Christus. Dis iemand wat nie moed verloor het, te midde van omstandighede, weet hy Jesus is beheer. Vader beloof ons dat hy ons krag sal gee elke dag van ons lewe. Hy is ons voorsiener. Hy is ons losser, hy is ons saligmaker. Kom ons hou vas aan die Here. Kom ons hou vas aan hom. Kom ons vertrou hom. Kom ons kyk nie na die omstandighede. Moenie moed verloor nie. Jesus is in beheer, kind van God. We afsluit môre met 4 punte. En is in Engels geskrywe. Remember these 4 things. Onthou hierdie 4 dinge, baie belangrik. I will make a way for you. Ek sal vir jou wegmaak. Maar dan moet jy moed hou. I'm fighting your battles. Word self weer veg. En dis wat ons baie keer doen. Ons wil baie keer ons eie battles probeer fight. Ons eie oorlog probeer fight. Prayer is the best medicine. Gebed is die beste medisyne. Wanneer jy moedeloos begin raak, wanneer jy voel, Here, waar is U so ver van my af? Gaan bietjie in jou binnekamer. Sluit daai deur. So die woord die Here Matteus sê, en bid jou Vader wat in die verborgene is, jou Vader in die verborgene is, openbaar vergelde. En dan sien jy maar die uitstap wat gebeur. Jy voel 'n ander mens. Jy voel 'n ander mens, want jy was die teenwoordigheid van Vader. Jy was daar in ek wil amper sê, in sy troonkamer in. Die 4de punt is, trust in my timing. Dit is die moeilikste een van almal. Trust in my timing. Want ons kan partykeer nie wag vir die Here nie. So ek sê ons wil partykeer, ons wil 'n perske ryp probeer druk. Jy kan nie. Hy het sy tyd om ryp te word. So het God ook sy tyd. Ons net wag op hom. Ons moet wag op hom en sien wat gaan gebeur. Kom ons verloor nie. Kom ons hou vas aan die Here. Hy
is in beheer van die omstandighede. Maak saak wat dit is vanmôre. Amen.